Jan Wind, Graad 4, Laerskool Bakenkop, Gauteng, Afrikaans ervare. Tema vloek. Onderwerp: hou ons kinders so uit die vloekmoeilikheid uit. Absolute rebellie ontstaan wanneer ek peper in my mond moet kry, as ek net waag om piep polisiekar te sê. Dis mos die sanggroep se naam, maar my pa verstaan dit glad nie. Voorsitter, dames en here, ons kinders kry dit nou eenmaal nie onder die knie as ons ouers mag vloek en ons nie. Tog vloek volwassenes daagliks en regverdig ook die volgende stellings oor vloek. Hulle gee uiting aan gevoel, lag as kindertjies vloek en sê ons moet nie nonsens optel met vloek nie. Met navorsing oor sekere vloeke wat ouers toepas, waarsku ek elke ouer met feite oor julle vloekery. Ek begin by die uiting van gevoel. Nis my pa so boos raak vir die ek ry net waar ek wil, wanneer ek wil bestuurders wat so onverskillig ry, dan gee hy daardie vloekwoord en sê: ek is nou so frekken kwaad vir die wetter wat nou voor my ingery het. Ek kan slange vang. Wat sê die kundiges oor hierdie manier van taalgebruik? Die professor in Afrikaans taalkunde en taaltegnologie aan die Noordwes Universiteit, Gerard van Huisteen, skryf die artikel wat ons van vloek weet en nie weet nie, op 13 Desember 2023 vir Litnet se webtuiste. Volgens hom kan hierdie woord as bywoord van graad gebruik word. Daar is iets soos bywoorde van graad, maar verkieslik nie die nie. As kinders nie sulke bywoorde van graad mag gebruik nie, dan geld dit vir ouers ook. Tweedens lag volwassenes self pap as kleintjies vloekwoorde uiter. Maar sodra ons groot is dit skielik nie meer snaaks nie. Professor Wendy Goff by die Departement van Onderwys skryf die artikel. What a peep! How do you respond when your child swears? Op 27 September 2023 vir News24 se webtuiste. Hier skryf sy dat ouers nie moet lag as kinders vloek nie. Kinders is geneig om woorde te uiter wat ouers gebruik. En as ouers lag, skep dit die indruk dat ouers dink te snaaks. Ek stem saam. Dis minder snaaks in die kind lief in die kerk vloek en vra vir die frekkende in kleerboek nie. So, vang slim sy baas. Waarvan ouers se harte vol is, loop kinders se monde oor. Laastens sê my oupa dat mens nie moet nonsens optel met vloek nie, want die enigste nonsens wat jy regtig kan optel, is die honde se stinkies op die gras. Volwassenes besef nie hoeveel nonsens kinders optel, wanneer kinders hele voorbeelde aanleer nie. Die teoloog Chris Jones is hoof van die Universiteit Stellenbosch vir morele leierskap by die NG Kerk en skryf die artikel. 2 ou mans, los die braai, bier, pennis en blikskottel en luister na vroue. 25 November 2022 op Glo die Bybel se webtuiste. Hy sê dat mans self moet meet aan die regte taal en denke. Hy meen swak kommunikasie veral onder die invloed van skerpioens op lei maklik tot huismoeles. Mans moet wegbeweeg van die idee dat manlikheid gelyk is aan braai, bier, pennis en blikskottel en eerder 'n kwesbaarheid omhels. Ek stem saam. Grapsap laat geen spasie oop vir integriteit nie. En dan wonder ouers waarom kinders vloek. Voorsitter, dames en here, ek sluit af met die volgende. As kinders nie mag vloek nie, dan geld dit vir ouers ook. As dit nie gaan snaaks wees, wanneer ons dit in die kerk gaan sê nie, moenie lag vir vloekende kleintjies nie. Grapsap lei tot huismoeles, dan tel jy groot nonsens op, as kinders vloek na aap. Peper in die mond is die straf wat kinders dra vir julle voorbeelde. Laat staan julle gevloekery en hou ons kinders so uit die vloekmoeilikheid uit.